Goeiedag, baie welkom by Pinkster 2025. Ons bied dit aan hier by die NG Gemeente Doringpoort in Doringpoort. Ons is deel van die Ring van Wonderboom wat ook deelneem aan hierdie Pinksterreeks. Welkom vir jou as jy deel van die erediensgeleenthede is 7:00 in die aand of 9:30 die volgende oggende, of as jy by hierdie video's wat ek maak sou kon inskakel. Die tema gaan oor hou mekaar vas. En die tema vir vandag gaan hou mekaar vas met vurige kole. Oorwin die kwaad, maar hoe? En ons kan mekaar vashou omdat ons weet dat God ons in Christus Jesus so vashou. Ons kan alleen reageer op sy barmhartigheid en ook op so 'n manier optree. Goeie Herder, dankie dat U ons sien na al U skape. Met die koninklike beleid dat U soek en red. Elkeen wat vertrap en vergoed vermis is. Dankie dat U aan almal wat afgedwaal het 'n warm onthaal bied. Dankie dat U self vir ons 'n weg berei om te drink by die bron van die lewe. Dankie dat U gesond maak en ons lei na groen weivelde. Dankie dat ons kan tuiskom in U huis, dat die donker vir altyd verby is en ons met nuwe moed kan leef. Amen. Genade vir jou, vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees. Ek wil graag teruggaan na 'n beeld wat ek by die vorige ene gebruik het. Dit gaan oor 'n skildery wat Emile Nolde gemaak het. Emile Nolde wat gelewe het daar in die jare 1867 tot 1956. En die skildery wat hy gemaak het, was die skildery gewees met die naam van Pinkster. Met 11 figure, die 11 van die disippels bymekaar, Judas afwesig, Petrus wat in die sentrum staan, wat iets wys van die belangrikheid van die kerk ook. En die mense wat so knus bymekaar is, iets van die gemeenskap wat deur die Heilige Gees ook by hulle bewerk is. 'n Ander beweging tussen die disippels en hulle lekker saam wees, is 'n beweging na Thomas toe. Thomas, die ene wat geassosieer word met ongeloof, dat hy ook deel is en by wyse van spreuke ook deel gemaak word van hierdie groep, waarin die entoesiasme blyk uit die oop oë en die oop monde en sommer die hele atmosfeer wat hierdie skildery ook vertoon met sy geweldige veelkleurigheid. Maar daar is iets anders wat dalk nie gewys word binne in die skildery nie, maar wat ek met my oë nogal sou kon raak sien. En dit is dat die disippels ook verby beweeg by iets anders, en dit is ook iets van konflik wat dalk by hulle sou kon bestaan. Sou dalk konflik gewees het ten opsigte van Thomas se optrede, maar aan die ander kant sou daar in die verlede in die wêreld van die disippels ook so 'n bietjie van 'n ongemak gewees het, wanneer Johannes en Jakobus en by een van die ander evangelies hulle ma sou kom vra, as Jesus in sy koninkryk kom, of die een dan nou nie aan die regterkant kan sit nie, en die ander een aan die linkerrand kan sit nie, en die disippels eintlik sou omgekrap wees daaroor, en Jesus dan vir hulle tereggewys het om te sê, die ene wat gedien wil word, is die ene wat uiteindelik moet dien. So, diensknegs karakter by Jesus, wat hy vir hulle kom uitwys het in daardie tyd. En daardie disippels sou ook tussen hierdie ander staan. So iets van die konflik, van die spanning, sou hulle ook kon verbyleef. Want ook in 'n groep soos daardie, sou daar enigstens konflik kon wees. Maar hier, in die gemeenskap, waar die Heilige Gees hulle saambring, is daar 'n eenheid, soos hierdie skildery van Emile Nolde dit ook wil vertel. Hou mekaar vas met vurige kole. Oorwin die kwaad, maar hoe? Ek wil graag 'n gedeelte, 'n gebed, saam met jou doen, wat geskryf is deur Eric Mulner White. O Heilige Gees van God, kom na ons en beweeg tussen ons. Kom as wind en reinig ons. Kom as vuur en suiwer ons. Kom as dou en verfris ons. Oortuig, bekeer en wy ons harte en lewens aan U, vir ons eie welsyn en tot U verheerliking.
Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Oorwin die kwaad deur die goeie. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek wil 'n bietjie vir jou ander tekste lees, wat dalk saamhang met die gedeeltes wat ek uit Romeine 12 vir jou gaan lees. Nou onthou jy mos, dat Romeine 12 die belangrike teks is, ook vir hierdie Pinksterreeks. Nou, woorde wat amper dieselfde klink as daar in Romeine 12. En ek gaan twee tekste gebruik, een uit Spreuke en die ander uit die Bergpredikasie, en die teks van Romeine 12 eintlik daar binnekant toemaak. Spreuke 25 vers 21 en 22. As jou vyand honger is, gee hom brood om te eet. As hy dors is, gee hom water om te drink, want jy stapel vurige kole op sy kop, en die Here sal jou beloon. En dan in Romeine 12 vers 14, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. Dis wat vers 17 sê. Iemand vertaal vers 17 ook op 'n baie mooi manier. Julle moet nie kwaad in die plek van kwaad gee nie, maar bedink goed voor alle mense. Aan die ander woorde, plaas die goeie in die plek van kwaad. Vers 19, geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Natuurlike teks uit Numeri. Bekende gedagte van die eindoordeel, beteken moenie wraak neem as julle benadeel is nie, of moenie wraak neem soos julle gewoond is nie. En dan die teendeel, die mooie, die opbouende, maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. En dan Matteus 5, vers 43 tot 48. Nou moet 'n mens ook in gedagte hou, dat die teks in Spreuke baie oud sou wees, in die teks in Matteus dalk nuwer sou wees, as die teks wat ons lees in Romeine, omdat die evangelies eintlik later op skrif sou gekom het, as die verskillende briewe wat Paulus sou gee. Maar Paulus, alles wat hy gedoen het, was in elk geval gebaseer op dit wie Jesus was en wie hy gedoen het. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, onthou dit gaan in die Bergpredikasie oor oorvloedigheid. Julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor die wetsgehoorsaames en die wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Gaan nogal baie sterk oor alternatiewe gedrag. Hierdie hele gedagte van hou mekaar vas met vurige kole, oorwin die kwaad. In hierdie tekste gaan ook oor regtig alternatiewe gedrag. Iemand praat oor subversiewe gedrag wat by mense kan wees. Paulus gebruik hierdie ongelooflike, merkwaardige metafoor van die vurige kole. Hy benut hierdie metafoor op 'n spesiale manier. Ons vyand, sou mens kon sê maar die een wat radikaal van ons verskil. Daardie persoon wat ons vervolg, wat vir ons kwaad sou kon aandoen, op wie ons graag sou wou wreek. En nou, wat is die alternatiewe gedrag? As ons met hierdie vyand in aanhalingstekens te doen sou kon kry. Wat is die verrassende gedrag wat daaruit kan voortvloei? As jou vyand honger is, gee hulle iets om te eet. Of dors het, gee iets om te drink. Want so hoop ons vurige kole op hulle kop, sê hy. Aan die ander woorde, dit gaan ook nie net daaroor om die goeie te doen
Want ons sou partykeer die goeie aan iemand kan doen, net om iemand skuldig te laat voel, maar dit gaan daaroor dat ons werklik die positiewe wil bewerk, nie om die positiewe te doen sodat iemand anders net gewoon sleg kan voel nie. En wat is die positiewe gevolg dan? Wanneer ons alternatief anders sou kon optree, so hoop ons vurige kole op hulle kop op. Met ander woorde, dis eintlik hierdie hele gedagte, maak iemand vuurrooi van skaamte. Die resultaat van hierdie hele optrede om die goeie teenoor die kwade te kan doen, beteken dat dit ook die gemeenskap heel maak. Met ander woorde, dat die kwaad nie kan seevier nie, dat die kwaad nie vorentoe kan gaan nie, dat die kwaad nie kan ontwikkel nie. Wie jy, dit gebeur so baie keer by mense, as jou energie so bietjie laag is, dan soek jy maar net gewoon iemand waarvoor jy kan kwaad wees, of 'n gedrag waaroor jy ongelukkig kan wees, en jy kan net baie daaroor dink, en dit stimuleer, en dan beteken dit, dat jy so bietjie energie kry, wat eintlik maar net negatiewe energie sou kon wees. In plaas daarvan is dit belangrik om die positiewe te doen, sodat die gemeenskap heel en jouself ook heel kan wees. Ons weet mos maar, kwaad, ongemaak in die lewe behoort altyd by ons te stop. Dit beteken ook dat dit ons op die voorvoet sit, en die persoon wat negatief afbreekend teenoor ons sou kon optree, dat so 'n persoon eintlik op die agtervoet geplaas word. So, die regte gedrag sit ons op die voorvoet. Om die teks te vertaal as, moenie wraak neem soos julle gewoond is nie, wys dat die gelowiges dan eintlik teen die grein van hulle samelewing moet ingaan. Nou, ek het daarna verwys by die vorige ene, oor die gemeenskap waarin die mense van Rome dalk sou geleef het, daardie gemeente ook. En ons weet mos nou die kenmerk daarvan is iets van die gedrag wat van buite af kon kom, die eksterne gedrag van mense wat van buite kom, en dit vir hierdie kerk, hierdie gemeente se mense, hierdie gelowige mense, uiters moeilik sou kon maak. Dit hou ons nou maar net oor hoe dit gewees het. Die Christene sou sê, Jesus is Here, teenoor die Romeine wat sou gesê het, Caesar is Kurios, hy is Here. En dan saam daarmee die interne druk wat daar kon wees, die verskille wat tussen mense sou kon wees, die groeperinge, verskillende mense uit verskillende nasies wat deel van daardie geloofskringe, daardie gemeentes wat eintlik maar klein was, sou kon geword het, en elke groep wat homself sou wou beskerm, en binne in sulke groepe bestaan individue, en almal mos ook maar. En ons geneigtheid, wat ons sou kon hê, ook binne in so 'n gemeente, in so 'n omgewing, sou wees om onsself te verdedig, om op ons regte eintlik te kan bly staan. En dit sou deel kon word van 'n hele gedragspatroon, wat teenoor die gedrag, wat hoort binne in die messiaanse eeu, teenoor dit sou kon staan. Dit sou teen die grein van die samelewing ingaan, om op die alternatiewe, positiewe manier op te tree. Hou mekaar vas. Hoe hou ons mekaar vas? Hoe hou ons mekaar vas, ook binne in omstandighede, waar dit vir ons ook moeilik sou kon wees, veral as gevolg van die gedrag van ander mense. Hoe bewerk ons die teendeel? Hoe bewerk ons die positiewe, dat ons mekaar kan vashou, dat die gemeenskap kan verbeter, 'n beter plek kan wees, dat almal beter kan wees in terme van hulle menswees. Ons doen dit, ons hou mekaar vas, as ons leer, dat oordeel oor ander, en die uitdeel van wraak, nie aan ons gegee is, en aan ons behoort nie. Al voel ons partykeer, hoe oordeel, regverdige toring, soos ons partykeer sou sê, heilige woede mos by ons kom opwel. Ons sien te min, pyl te bo langs, kyk van te naby
in te wil God speel, partykeer sou vers 9 ook sê. Ons doen dit om mekaar vas te hou as ons liefde beoefen, die positiewe beoefen. Partykeer kan dit gebeur dat mense hulle toorn sou kon uitleef, dat geweld in die naam van Jesus ook aangeblaas sou kon word. Hoe word haat en nyd partykeer nie ook gepredik en bloed vergiet soms in Jesus se naam nie. Baie keer uit sogenaamde vrome liefde, dat ons dit sou kon aanblaas. Ons iewers ter onsself die geregtigheid binne in situasies kon toeëien, dat ons presies reg is en al die ander uiteindelik ook verkeerd is. Belangrik is dat ons onsself vashou. Romeine 12-13, om nie af te daal. Dis mos die belangrike, tot die vlak van kwaad. Kwaad met kwaad te vergeld nie. Die stryd aanknoop tog dan ook met dieselfde middele in stryd teen die kwaad, maar dan nie net spieelbeelde word van wat ons wil weerstaan nie. Ons leef, soos hierdie reeks eintlik ook wil sê, in hierdie messiaanse bedeling, waar dit ook gaan oor ons deelname aan die koms van die koninkryk van God. Ons deelname, ons medewerking in terme van dit, ook in terme van ons dade, ons gedrag wat na buitekant toe uitgaan. In die lig van die messiaanse tyd wat aangebreek het, kan dit ook beteken, God kan wraak neem, maar dat hy dit nie doen nie. Paulus se aanhaling uit die Ou Testament kan ook hier so geïnterpreteer word. Hy sê nie pertinent ergens dat God wraak neem nie. Hy sê baie dat God barmhartig is. Alhoewel God alleen kan oordeel en vergeld, doen hy dit nie. God draai nooit sy rug op sy mense nie. Hy wat die volste reg het om mense te verwerp, hy doen dit nie. En dit is die patroon waarop ons moet lewe. Dit is iets van hierdie Jesus patroon waar dit ook gaan, waar die kroon verruil word ook vir die doringkroon. 'n Here wat neerbuig in liefde na ons toe. Ons is voorbeeld gedrewe. Die dryfveer vir hulle optrede is steeds heeltyd die barmhartigheid, die goedheid van God. En die beste manier om dit in hulle omgewing te kon wys, was in hulle optrede. Is in ons optrede. Ons tree so op, want God tree so op. Dit wat hulle beveel word, dryf eintlik in, baie gevalle in, teen die algemene norme van die samelewing. Onthou, gedrag beïnvloed gedrag. Gedrag beïnvloed gedrag. Die wyse waarop ek reageer, die wyse waarop ek doen, die wyse dit waardeur ek gedryf word, verander alles. Hoekom kan die kerk so versteurd wees? Hoekom kan ons so baie dinge partykeer in gemeenskappe te mekaar hê? Hoekom kan ons so baie keer dinge tussen ons as onderlinge gelowiges te mekaar hê? Hoe kan daar so baie stryd partykeer by ons wees? Dat die beeld wat ons vertoon, alles behalwe 'n beeld van eenheid en 'n beeld van liefde is, terwyl ons gevoed word en versterk wil word deur juis hierdie optrede wat aan ons voorgehou word van vurige kole, van eintlik om te kan skaam maak, om letterlik iemand te laat gloei deur optrede wat so positief is dat iemand anders ook daarop sou wil reageer. Sulke optrede doen 'n beroep op ons teenstanders se gewete, om hulle eie optrede met ons optrede te vergelyk en hulle op so 'n manier tot inkeer en omkeer te bring en daardeur die goeie, die kwaad, deur die goeie te oorwin. Mag ons hierdie uitdaging vir onsself ook vat. Dis deel van, kom ons hou mekaar vas. Kom ons hou mekaar vas, kom ons hou mekaar verantwoordelik, kom ons hou en ons tree almal verantwoordelik op in tye. Ons maak die wêreld beter sigbaar. Wat sou mense dalk by ons raak sien, hierdie positiewe gedrag ten opsigte van iemand anders?
om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Aan die ander kant ook, wat sou hulle by ons mis? Daardie optrede, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Want hulle moet sien die positiewe by ons. Die regte optrede. Dit is wat die gemeenskap moet sien, wat uiteindelik ook gedrag en verandering gaan bring, en mense ook nader gaan bring aan so 'n geloofsgemeenskap. Mag die Here vir ons daarin lei, en ons nader tot die troon van die Here, en ons is so dankbaar vir sy goedheid, wat vir ons die voorbeeld is. Here, dankie vir u goedheid, vir u waarheid, vir u geregtigheid, vir u leiding in ons lewe. U geregtigheid wat anders is. Here, wat versoenend was, wat genadig was. Dankie dat u toorn, o Vader, op u seun afgekom het, sodat ons geregverdig kon word op grond van sy soenverdienste, dat ons die lewe kan hê. Dankie dat u vir ons die goeie wil doen, en altyd deur vir ons wil doen, met soveel liefde teenoor ons optree. Here, dat ons verstom en verbaas is daaroor. Mag ons gemeenskappe, mag die mense wat deel is van ons kerklike gemeenskappe, ons geloofsgemeenskappe, ons gesinsgemeenskappe, almal, mag hulle iets van u liefde, u genade ook beleef. Mag hulle iets van 'n alternatiewe lewenstyl beleef en ook self daarvolgens begin lewe. Mag ons land ook so nuut word. Mag die koninkryk dan ook kom en sigbaar word so op pad na die volëinding toe. Ons wil u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede gee. Amen. Baie seën vir jou.